Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. Dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug vir elke mens. Ons is in so besonderse, bevoorregte posisie dat ons in die tyd na die kruisiging en die opstanding kan lewe. Dat ons hierdie werklikheid, dat ons in hierdie tyd is waar hierdie werklikhede manifesteer, die sukses van Jesus Christus aan die kruis. En baie keer dan wil ons nie eens daarna kyk nie. As 'n mens net vat een van die belangrike skriffies, en mense haal dit baie aan, sê Jesus het gesê, mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Mense, dit is so belangrik dat ons daarna gaan kyk. Paulus skryf, as hy hierdie skryf sy boeke in die Nuwe Testament, dan sê hy, toe julle hierdie woord gehoor het, het julle dit nie aangeneem as 'n woord van 'n mens nie, maar vir wat dit werklik is, as die woord van God. Dan gaan hy verder, dan sê wat ook werk in julle wat glo. So dis 1 Tessalonisense 2 vers 13. Nou, baie belangrik as 'n mens daarna gaan kyk. So, hierdie woord is die woord wat God vir ons gegee het. En as daar baie mense wat sê, ag weet jy, ek steur my nie aan dit nie. Die skrif gaan verder in 1 Johannes 5 vers 9, dan sê hy, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo, maar julle glo nie wat God sê nie. Mense, hierdie is die krag, hierdie evangelie is die krag van God, en ons moet na hierdie werklikhede gaan kyk, juis omdat ons in die tyd na die kruisiging en die opstanding leef, moet ons na die Nuwe Testament gaan kyk, en ons moet ons bediening en ons werklikhede en ons lewe moet ons daar gaan uithaal. So dit is baie, baie belangrik. Ek wil net hê ons moet weer 'n bietjie gaan kyk na die gedeeltetjie van, gekyk eintlik na Christus in ons en ons in Christus, maar die werklikheid van dit is, 'n mens begin baie keer, toe ek net bietjie meer as 20 jaar terug by die werklikheid van die evangelie uitkom, toe ek werklik besef, dat dis nie ek wat my hart vir die Here moet gee nie, ek moet sy lewe aanvaar. Hy het klaar my ou lewe weggevat. Hy sê Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus is nou my lewe. Toe het ek in hierdie werklikhede ingedelf, en nou gaan ek byvoorbeeld in Eastword in, en ek gaan kyk na die woordjie in Christus. Nou tik ek daarin in Christus, en dan gee hy vir my 'n klomp skrifte, dan vat ek daai skrifte, dan begin ek nou met die skrifte werk, en ek begin mense met die skrifte stoei, en al die goede. En dan besef ek nou later van tyd, dit was maar net nog 'n kopkennis gewees. Maar die oomblik as jy hierdie goed gaan sit en bedink, en jy begin mediteer, en dit word vir jou lewendig, met ander woorde, die verborgenhede gaan vir jou oop. Met ander woorde, ons praat dan van nie kennis nie, maar van openbaringskennis. Daar's 'n groot verskil tussen dit. En ek het gaan kyk na die woordjie in Christus, wat ek nou aangesit het. Maar toe besef ek later van tyd, dat in Christus beteken, God het alles in Christus gedoen. Hy het Christus gevat en hom in die mens gesit. Dis weer die woordjie in, maar dis iets heeltemal 'n ander werklikheid wat God gedoen het. En dan kom hy later en dan vat hy en hy sê die skrif vir ons, maar julle moet nou in Christus bly. So daai werklikhede moet ons gaan kyk. Hy praat daarvan, hy sê dat ons met die woord van die waarheid reg sny. Mense, baie, baie belangrik daarvan. So, as ek nou gaan kyk na die begin, die skepping, en ek hou daarvan om daar te begin, want dit is waar die probleem ontstaan het, moet ons besef, God skape die mens in sy beeldnis gelyk en gelykenis. Ons was soos hy het ons soos hom geskape. En dit was gees, siel, liggaam. Gees in Genesis 1, Genesis 2 het hy die mens gevorm en sy asem ingeblaas en die mens het 'n lewende siel geword. So dit was absolute werklikheid wat God gedoen het, en dit is wat van bo afkom. Dis die werklikheid wat van bo afkom. En dan sien ons dat die vyand kom wat 'n gevalle engel was, en hy kom van onder af met 'n ander werklikheid. So God sê, my naam is ek is. Hy skape ons in die ek is wese. Dit is van bo af. Die vyand kom van onder af en sê, as julle iets doen, dan kan julle word soos God. En tot vandag toe is dit daardie leuen wat die vyand gebruik. Nee, die skrif sê so, maar jy moet iets doen om gered te word. Jy moet iets doen om aanvaarbaar te wees vir die Here. En dis die leuen wat in Genesis het hy gebruik, en hy gebruik dit tot vandag toe nog. Kom ons kyk net bietjie daarna.
Met ander woorde, die mens word toe, omdat God gesê het, jy gaan sekerlik sterf die mens geestelik, en hy word vlees. Die vlees is 'n doenwese. God sê jy's 'n is-wese, nou die vyand gekom, die mens 'n verkeerde identiteit gegee, naamlik 'n doenwese. En dan sien jy hoe die mense dan van onder af weer by God probeer uitkom. Hulle bou torings. En God sê met die toring van Babel, hy sê kom ons gaan af en gaan kyk wat maak met die mens daar. Jy sien met ander woorde, dis 'n verwydering wat plaasgevind het. Die mense offer net om uit hierdie onwerklikheid van die dood te probeer uitkom. En God kom en hy gee vir die mens die wet. Nou wat is die wet? Die wet het bygekom, die skrif sê wet het daarby bygekom. Hy sê om die mens te stabiliseer. Want as God die mens net gelos het, dan sou homself vernietig het. Hy sou in al die verkeerde goed ingegaan het en hulle sou totaal ontaard het. Maar God bring die wet om die mens in stand te hou. Met ander woorde, dis nie 'n vertikale iets van bo af of van onder af nie. Dis 'n horisontale werklikheid wat God gebring het. En daardeur kan die mens net bokant hierdie lyn leef, waar hy homself aan die lewe hou. As hy bietjie oortree, dan is hy weer terug onder. En dan offer hy weer, en dan maak hy dit weer. En dan maak hy dit nie, en dan maak hy dit weer. Jy verstaan daai werklikheid soos ons in die hospitaal op die skerm sien, daar's 'n lyn, as jy onder die lyn is jy dood, as jy bokant die lyn is dit 'n werklikheid. So dit is die Ou Testament, dis die wet, dis 'n tredmil. As jy in die water is en jy is besig om te verdrink, dan moet jy bly water trap, jy kan nie ophou nie. En dit was die offers gewees, jy kon nie opgehou het nie, want daar was 'n hele werklikheid wat God vir die mens gehad het, want hy het gesê, vrou, jou saad sal sy kop vermorsel, en die saad moes kom, en daarvoor moes die mens gestabiliseerd bly van die Ou Testament tot op die regte tyd, wat hy sê Galasiërs 4, is Christus gebore onder die wet. Jy sien, om die mense wat onder die wet was, los te koop. So mense, baie belangrik. So kom ons gaan kyk na daardie eerste werklikheid. Deur die Ou Testament is skade wees wat daar was, wys God dat hy alles gaan doen in Christus. Alles wat God wou gehad het, wat hy wou doen, het hy in Christus gedoen. En dit is nie in Adam nie, dis nie in Moses nie, dis nie in jou nie, dis nie wat jy moet doen nie. God het gesê, vrou, jou saad sal sy kop vermorsel, en dit is daai werklikheid. En hier kom God en hy kom doen daai werklikheid. En ons moet in die skrifte gaan kyk, wat lees jy van God en wat lees jy is jou deel. So kom ons kyk gou na een van die mees bekendste skriffies, Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, die hele wêreld. Hy sê dat hy sy enige gebore seun gegee het, hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat is die glo? Geloof is 'n oortuiging, glo is om, die Engels sê mooi, to trust or rely on God, om God te vertrou dat dit wat hy sê werklik is. So as ons nie met God saamstem, dan glo ons hom nie. En dis weer 1 Johannes 5 van vers 9 tot 13, gaan lees dit maar, of tot vers 12. Dan sê hy wat nie glo wat God gedoen het nie, maak God tot 'n leienaar. Ons is bereid om dit te doen. Ons is bereid om God 'n leienaar te maak. Mense, ons moet na hierdie werklikheid gaan kyk, dit wat hy gedoen het. Maar nou waarsku God ook, want hy weet hoe die mens gaan afvallig word. Dan kom hy dan sê vers 17, luister mooi Johannes 3, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Christus het nie gekom om die mens te oordeel nie. Hy sê, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Jo, mense, dis goeie nuus. Hoekom mense dit nie wil glo nie, en dit wil verstaan nie, weet ek nie. Hy sê, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Nie baie goed nie, net glo in Jesus Christus. Jesus is die antwoord. En dan sê hy, en dit is die oordeel, die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liewer gehad, want hulle werke was boos, hulle wil met hulle booshede aangaan, en dit was die probleem. Nou kom Jesus by Johannes 10, dan praat hy Johannes 10 vers 10, dan sê hy, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes. Hy sê, maar ek het gekom, dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Nou ek het op 'n stadium daaroor 'n bietjie gepraat en gesê dat
Die mens het in Genesis gesterf. Dit het nie oor sonde gegaan nie. Die sonde was wel die resultaat daarvan, maar die mens het gesterf en hy kort 'n lewe. En deur die hele Ou Testament, deur die 4 evangelies, en as ons gaan kyk in die Nuwe Testament na die kruis, dan praat hy daarvan dat jy 'n lewe kan hê. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So hy sê nou ek het gekom dat jy 'n lewe en lewe in oorvloed kan hê. Mense ons kan opgewonde raak, maar dis hy sê ek het gekom, dis in hom. God het alles in Christus gedoen. Nie van jou verwag om 'n bydrae te lewer nie. Luister hoe mooi klink hierdie in 1 Korintiërs 1 van vers 4 af. Dis die sukses van Jesus Christus wat God in Christus gedoen het. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Jesus Christus gegee is. Wat aan julle in Christus gegee is. Dis in Christus gegee. Ons praat oor God doen alles in Christus. Hy sê dat julle in alle opsigte, verstaan jy hoekom hy sê, hoekom Jesus sê, ek kom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Luister net hier, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is, nie gaan word nie, is, dis afgehandel, in elke woord en alle kennis, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle. Nou daar is die skrifgie wat ook eintlik die Engelse vertaling sê, in julle. Hy sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Geen enkele genadegawe agterstaan nie. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Dis so belangrik. Nou hoe het God dit reg gekry? Kom ons gaan kyk. Hy gaan aan in die 30ste vers van 1 Korintiërs 1 sê hy, maar deur hom, dis deur God, is julle in Christus Jesus gesit. God het ons in Christus gesit, wat vir ons geword het, ons wysheid en ons geregtigheid en ons heiligmaking en ons verlossing. Hy het dit vir jou geword, sodat dit 'n perfekte werklikheid sal wees. Kolossense 2 vers 9 en 10 sê, hy sê die volheid van God is in Christus en julle het die volheid. Niks kort gekom nie. Iemand het dit so mooi gesê, hy sê, God het nie in Christus gekom om 'n deposit te betaal en sê, okay, jy gaan die ding nou afbetaal nie, of afwerk nie. God het ook nie gekom om te sê, luister, ek gaan 'n lening aan jou maak, ek betaal dit namens jou, nou moet jy my dit nou met rente terugbetaal nie. Nee, God het gesê, ek gaan dit in Christus doen. Christus het gesê, dit is volbring. It is finished. Dis klaar, dis afgehandel. Goed, mense, kom ons gaan aan daar, dan kyk ons, byvoorbeeld 2 Korintiërs 5 vers 17, sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Kyk, die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Wat beteken alles? Alles het nuut geword. Maar waar is dit? As iemand in Christus is. God het dit in Christus gedoen. Dan kom jy by Efesiërs 1, wat seker een van die mooi skrifte in die Bybel, as jy gaan kyk na al die geskenke wat jy gekry het. Ek gaan net vir ons so 'n paartjies lees. Die 3de vers, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Waar? In die hemele in Christus. In Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy sê, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, nie jou wil nie. Romeine 5 vers 6 sê, toe jy nog goddeloos was, het Christus op die regte tyd gesterf. 8ste vers Romeine 5 sê, dat God het sy liefde aan ons bewys toe ons nog sondaars was. Ons het dit nie gesoek nie, die mense het dit nie gesoek nie, maar God het dit gedoen. Nou kom hy hier by die 7de vers en sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Dis iets wat jy het die vergifnis. Hoe maak iemand wat die vergifnis of 'n geskenk gekry het, hy sê dankie, hy bly nie aanhou smeek daarvoor nie. Mense, Efesiërs 1 is die in him chapter, in Christus, alles het in Christus gebeur. Romeine 5, die much more chapter, die veel meer hoofstuk, dit wat in Adam verkeerd geloop het, veel meer het in Christus reg geloop. Nou gaan lees om bietjie daar, veral van die 14de vers af. Baie, baie belangrik. Nou kom God en hy sit Christus in jou. So, ons het op 'n stadium ek net met my loop het ek so aantekeningkie gemaak. Dis 'n in Christus is die area kode. Jy weet baie keer ons het in die ou tyd telefoonnommers gehad
En dan het jy verskillende plekke gehad wat dieselfde nommers dalk het, maar die area kode het verskil. Met ander woorde, as jy hierdie nommer skakel, maar jy sit hierdie area kode voor, dan kom jy by 'n sekere plek uit. As jy dieselfde nommer skakel en jy sit 'n ander area kode uit, dan kom jy by 'n heel ander plek uit. So wanneer jy by in Christus, by die krag van God wil uitkom, dan moet jy die area kode in Christus insit. Goed, baie belangrik. En dan sien ons daar byvoorbeeld die uitstorting van die Heilige Gees. God het toe Christus in die mens gesit. Die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, dit wat God beloof het, wat toe daar manifesteer, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons gaan kyk na Kolossense 1, hier van vers 25 af, van praat hy van die bediening van God, wat Paulus sê, ek bring die bediening van God, om die volheid van God te vervul. Dis God se bediening, om dit te vervul in ons belang, en sê in julle belang. Hy sê dit wat vir eeue en geslagte verborge was, vers 26, maar nou geopenbaar is, dit is geopenbaar aan sy heiliges, aan wie God wil bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heiliges is. En dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Christus in jou, die hoop van die heerlikheid. Mense, sien jy, dat God het nou Christus in ons gesit. Die Afrikaanse vertaling sê nog onder. Hy sê, daarom verkondig ons hom, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig en om elke mens volmaak in Christus voor te stel. Ek het dit nie geskryf nie, Kolossense 1 vers 28. Hoe kan jy iemand anders te volmaak in Christus voorstel as jy dit nie eens van jouself glo nie? Jy sien, dis die ding, ons moet na hierdie werklikheid gaan kyk. Nou gaan kyk ons hierso na Efesiërs 4, dan praat hy, dis baie mooi, 'n baie bekende gedeeltetjie. En sê hy hier vers 4, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader, van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Dis 'n afgehandelde werklikheid, dit is in elke mens. En God kom en hy noem dit wedergeboorte. Nou, 1 Petrus 1 vers 3 gaan lees hom, dan sê hy daar, dit is God na sy groote barmhartigheid. God na sy groot barmhartigheid. Ons die wedergeboorte geskenk het, die nuwe lewe. Christus in ons, hy het dit in ons uitgestort, hy het die geskenk in jou uitgestort. Hy sê tot 'n hoop, wanneer by die opstanding van Jesus Christus, toe gee hy dit vir die mens. Vir elke mens die wedergeboorte, die nuwe lewe gegee het. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. In geval jy dink, party mense is uitgesluit by dit. God sal besluit wie is die alle, dis nie vir ons om dit te doen nie. So baie belangrik, ons keuse is dus die aanvaarding daarvan, om dit joune te maak. Wil jy dit hê, wil jy dit nie hê nie. Nou, interessant as 'n mens daarna gaan kyk, dat die hele Ou Testament is maar eintlik 'n skaduwee van die Nuwe Testament, dis tipes en eintlik tipes van Christus. Abraham met die ram en al daai goedjies, maar nou kom God in Noag, hy sê Noag was a preacher of righteousness. Noag sê vir die mense, julle moet julle bekeer van julle sondes. Jesus skip, klim in hierdie ding in, nee, want God gaan die aarde verwoes, en die mense lag vir hom. Jy sien, nou sê Matteus 24 sê Jesus, dit sal net in die einde van tyd net wees soos nie daarvan Noag. Die mense sal eet en drink en huwelik tree, en doen wat hulle wil, en hulle sal nie agslaan op dit nie, maar op 'n stadium gaan God die deur toemaak en jy gaan buitekant bly. Mense, want dit wat God gedoen het, hy sê klim in Christus. Nuwe Testament, na die kruis, het hy jou nie gevra of jy wil inklim nie, hy het Christus in jou ingesit. So jy het nou 'n keuse, wil ek dit myne maak of wil ek dit van die hand wys? Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Hy sê eintlik in Kolossense 2 vers 6 waar ons net nou was, sê hy, soos wat julle Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. Met ander woorde, bly in hom, moenie stil staan nie, wandel saam met hom. Nou kom hy in byvoorbeeld Johannes 15 vers 1, hoor hoe mooi. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, die neem hy weg. Elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Mense,
As jy verkeerde goed in jou lewe het, bring dit na die Here toe en hy sê hy maak dit skoon. Dis nie jy wat moet probeer en ophou en soeg en sweet om van jou verkeerde goed ontslae te raak nie. Hy sê 1 Petrus 5 vers 7, bring jou bekommernisse na God toe. Hy sal dit vir jou doen. En hy praat hier van vrug dra, dan verstaan jy hoekom sê Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, want die Gees dra die vrug. Die Gees dra die vrug, nie jy nie. Hy sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug van homself kan dra as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook as julle nie in my bly nie. Bly in my soos ek in julle. Dis die boodskap voor die kruisiging wat Jesus gegee het vir die mens om by hierdie redding uit te kom. Nou gaan kyk ons net na 'n belangrike werklikheid wat nou gebeur. Romeine 1. Nou kom die skrif, hy sê baie mooi, vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Krag, hierdie is 'n kragtige ding vir elkeen wat glo. Wat is die werklikheid wat jy moet glo? Hy gee dit nou vir ons. Hy sê, vers 18, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Dis soos 'n fontein, hy bly uitborrel, jy moet hom toedruk, dan druk jy hom hier toe en borrel hy daar uit. Dis daai werklikheid. Met ander woorde, God het hierdie werklikheid, hy self dit in elke mens se hart uitgestort. Hy sê vers 19, om wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. En dan gaan hy verder, dan praat hy oor al die onwerklikhede wat mense wat die skepping liewer gehad het as die skepper. So baie belangrik. Efesiërs 4 vers 18 sê, julle is nou geskei van die lewe van God, want God het sy lewe vir julle gegee. Hy het hom in jou hart uitgestort, maar jy is geskei van hierdie lewe net deur onkunde. Hoekom? Omdat jy jou verraad. Ek het dit, dis hoe ek groot geword het. Mense se tradisies het vir hulle belangriker geword as wat die Here sê. Hy sê, die mens sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord van God. Nou kom hy verder, want God wil ons aanmoedig om nie net hierdie wedergeboorte joune te maak nie, maar ook in op te groei. Ek gaan vir ons 'n paar skriffies net noem, terwille van tyd. 1 Korintiërs 3 van vers 1 af, dan praat hy sê, ek moet weer met julle praat soos klein kindertjies in Christus. Hy sê, ek moet julle weer met melk voed. Hy sê, ek kan julle nie met vaste spys voed nie. Hy sê dit ook in Hebreërs 5 van vers 11 tot 14, gaan lees dit. So, ons sal eendag dalk voor die Here gaan staan met 'n titiebottel in ons mond, want ons is nog op melk. Jy sien, hy sê ons is klein kindertjies in Christus. Hy kom in Efesiërs 4, dan sê hy vers 13, hy sê God het hierdie werklikheid vir ons gegee, dat tot die opbouing van die liggaam van Christus, hy sê totdat, en God, daai totdat is vir elke mens daar, dit staan van 1933 al in my Bybel. Hy sê totdat ons kom tot die eenheid van die geloof, en ons bly verdeel omdat mense nie hierdie woord hoor nie, hulle hoor wat die buurman sê, 1 Johannes 5 vers 9, hoe is dit dat julle die getuienis van mense glo? Nee, as die persoon wat voor in die kerk staan nie in hierdie werklikheid ooreenstem nie, dan is dit nie wat God vir ons wil hê nie. So met ander woorde, hy sê ons moet tot 'n eenheid kom, want daar is een boek, een geloof, een God en Vader, ons het dit gelees. Jy sien by die eenheid uitkom, hy sê, tot die volle mate van Christus, elke mens tot die volle mate van Christus, hierdie kant van die graf. Jy sien, maar aangesien ons bly verdeel, glo wat die duiwel sê, nee, dit is nie so nie. As julle na my luister, sal julle iets doen, en dit sal julle by werklikheid uitbring wat 'n leuen is. Mense, baie belangrik, hierdie is die groot werklikheid. Hy sê, meer as wat jy kan dink of bid, kan God doen deur die krag wat nou in jou is. Efesiërs 3 vers 20. Watter wonderlike evangelie. Die moeite werd om ten volle aan te neem. Amen.